Baie welkom by die week se sending verhaal getiteld Ek kan nie so leef nie. Suid-Korea vir Sabbat 8 Maart. Jin Seok was net 2 jaar oud toe sy pa oorlede is. Hy het geen herinneringe aan sy pa nie. Sy pa was 'n 7de dag Adventiste predikant in Suid-Korea en sy ma het Jin Seok en sy broer alleen grootgemaak. Haar geloof was Jin Seok se geloof, totdat hy 'n tiener geword het. Toe Jin Seok self dink, het hy geweier om in God te glo. Hy het gedink, as God bestaan, hoekom het hy toegelaat dat pa sterf? Hy het vir God gesê, as U bestaan, kan U my ook maar laat doodgaan. Ek kan nie so leef nie. Op 15 het Jin Seok besluit, hy het genoeg gehad. Tydens huisgodsdiens het hy skielik opgestaan en sy Bybel middeldeur geskeur. Ma, moet my nie vra om in God te glo nie, het hy gesê. Daarna het hy die skool verlaat en uit die huis uitgetrek. Vir die volgende 10 jaar het Jin Seok gerook, gedrink en homself met wêreldse vriende omring. Hy het nie 'n Bybel gehad nie en hy het Christene gehaat, veral Adventiste. Op 'n dag het hy toevallig op die kampus van 'n Adventiste universiteit in Seoul, Suid-Korea beland. Hy het saam met 'n vriend gegaan wat sake gehad het wat hy in Samyuk Universiteit moes afhandel. Terwyl hy vir sy vriend gewag het, wou hy rook, maar rook was verbode op die universiteit. Hy het toe 'n stil plekkie gesoek waar niemand hom sou sien nie. Hy het 'n afgesonderde tuin met bome en bosse gevind, daar op 'n bankie gaan sit en 'n sigaret aangesteek. Terwyl hy rook, kyk hy rond en hy sien toe 'n Bybelvers op 'n klip uitgekerf. Skielik het hy besef, hy is in die universiteit se gebedstuin. 'n Golf van emosies het sy hart oorweldig. Hy het dalk geen herinneringe aan sy pa gehad nie, maar hy het geweet sy pa het op daardie selfde universiteit studeer om 'n predikant te word. Sy pa het waarskynlik in daardie gebedstuin ook gebid. Toe draai Jin Seok se gedagtes na sy ma. Hy het onthou mense het gesê dat sy baie siek is. Verskeie mense het vir hom gesê sy gaan binnekort sterf. Hartseer het sy hart gevul. Sy pa het gesterf toe hy 2 was, en nou was sy ma besig om te sterf toe hy 25 is. Ek kan nie so leef nie, het hy uitgeroep. Skielik het hy innig jammer begin voel vir sy ma. Hy het gedink, ma het haar man verloor. Sy het 2 seuns, maar nou het sy my ook verloor. Ek breek haar hart, en nou gaan sy sterf. Trane het oor sy wange begin stroom. In die universiteit se gebedstuin, met 'n brandende sigaret tussen sy vingers, het hy vir die eerste keer in jare weer met God gepraat. Hy het gesê, God, as U bestaan, help my asseblief. Help ma asseblief. As U dit doen, sal ek my hart vir U gee. Ek sal my lewe aan U wy. Nie lank daarna nie, het sy ma herstel, en Jin Seok het sy belofte nagekom. Hy het self 'n predikant geword, net soos sy pa. Hy het gegradueer aan Samyuk Universiteit, net soos sy pa. Sy ma was oorstelp met vreugde. Maar die storie eindig nie daar nie. Jin Seok het ook getrou, hy het 'n dogtertjie gekry, en hy help nou om 4 seuns groot te maak uit enkelma gesinne. Omdat hy self sonder 'n pa groot geword het, het hy besluit om na 4 seuns om te sien met die ondersteuning van die gemeentelede van sy kerk in 'n landelike gebied van Suid-Korea. Die seuns wat nou tieners is, leef 'n heel ander lewe as Jin Seok op daardie ouderdom, want hulle sien Jin Seok se liefde en weet hulle het 'n Vader in die hemel wat hulle nog meer liefhet. Al 4 die seuns het hulle harte aan Jesus gegee deur die doop. Jin Seok hoop om hulle eendag na 'n Adventiste skool in Seoul te stuur. Hy hoop hulle word eendag sendelinge. Verby is die dae toe Jin Seok uitgeroep het, ek kan nie so leef nie.
Hy het ontdek dat die lewe saam met God die moeite werd is, en hy sien uit daarna om sy pa te ontmoet by Jesus se spoedige wederkoms. 'n Deel van hierdie kwartaal se 13de Sabbatofferande gaan aan Han Kook Samyuk Akademie, waar Jin Si-Hyuk hoop om sy aangenome seuns te laat studeer in Seoul, Suid-Korea. Jou offer sal die opening van 'n sendeling opleidingsentrum en gimnasium by die skool ondersteun. Baie dankie dat jy 'n ruim offer oorweeg op 29 Maart. Liefde en groete van my, Marlena Nel, namens SSL. En onthou, jy is ook 'n sendeling, sommer net daar waar jy nou is.